Ja, liever laat as nooit nie. Hallo Gerda, gaan dit vanoggend? Welkom. Hallo? Goeiemôre, ek moet dalk net gou net bietjie asemhaal. Ja, jy het net hier ingekom soos in 2 sekondes terug, né? Ja. Almal geasem. Hoe gaan dit? Dit gaan baie wild, maar ek is opgewonde oor wat ek sien gebeur daar buitekant. So ja, ek gee nie om besig te wees nie, maar met dit is ek ook baie in die moeilikheid ook. Ja. Want toe besiger ek raak, hoe minder tel ek my foon op. Okay, so Dis 'n moeilike enetjie, né? ja, ek weet, maar nou sê jy dit nie op die radio, nou sê ek dit maar op die radio. Ek tel nie my foon op nie, want ek kom nie by alles uit nie. Ja. Maar gelukkig het ek 'n dame, sy's baie kwaai, ek wil net vir jou sê, ek het 'n ander dame wat hier regs van my kant sit, nê. Ek het iemand kwaaier ontmoet as ek. Maar ek sal vir jou nog die tricks of die trade leer. Daar is loopholes hoe om deur dit te kom. Ek is byvoorbeeld nie bang vir haar nie, so ek weet waar, ja. Hallo Jacqueline. Hallo. As julle weet, sy praat hier vir my eie vrou. Nou kan julle sien wat 'n harde lewe het ek. Dis hoekom ek so baie by die werk is tot 5 uur 6 in die aande. Maar woon by die huis wees, dis te gevaarlik. Hoor jy moet huis toe gaan vanaand, ek dog net ek sê jou. Ek wil sê, want ek sê bang nie. Wel, Ja, hy weet ons is by Stanhoven vanaand, so Celine by die huis. Nee. Okay. Hoorie, kom ons begin net gou eers, want die aantal WhatsApps ons kry oor die CW-areas is verskriklik. En ek kan verstaan die mense se frustrasie. Wanneer het dit afgegaan? Ek was nou nie hier laasweek nie. Sondag so 'n week terug. Ja, dit kan dalk 2 weke terug wees. Nou kan ek regtig nie onthou nie, maar ek dink is nou al 2 weke terug. Wat hy op 'n Sondag aand ontplof het. Ja. Die mense gaan nou vir my moet help. Nou kan ek regtig nie onthou nie. Dit voel vir my amper soos 2 jaar terug. Maar ek dink dit was nou Sondag wat verby is 'n week terug om korrek te wees. In die CW-areas en so. Ja. Maar nou hoor ek, okay, so wat is die vordering nou dan? Kom ons begin net eers gou daar. Wel, ek moet vir jou sê met alle eerlikheid, ek is regtig verbaas in opsigte van hoe vinnig Eskom daar werk en daar opgedaag het. En die feit dat daar alreeds 'n nuwe transformer wat nou al byna 3 jaar daar staan, wat nie gekoppel was nie, nou gebruik word om opgekoppel te word, is my fantasties. Daar is sekere ander goed. Ek sê altyd, hy praat Chinees en dan binnekant in die paneelkamers en die batterykamers praat daar Afrikaans. So daai twee moet mekaar nou nog eers vind, maar daar is maniere om dit dan nou te bypass, skus vir die Engels, wat hulle wel gedoen het. So oor die naweek toe dit nou gereën het hulle nou binnekant gewerk om al daai goed nou reg te kry. So vandag is hulle nou weer buitekant en gister het hulle nou buite weer gewerk, kabels is deurgetrek, kabels is gelê. Ek kom nou daarvan af. So dit gaan regtig baie goed. Ek kan amper nie eers sê dat ek dink dat dit so goed gegaan het in Mfuleni soos wat dit nou goed gaan nie. Maar dis saam met Eskom wat beheer neem. Daar is ook Mfuleni werkers van ons electricians wat wel daar werk. Maar dan wil ek iets observering maak wat my vandag nogal 'n riem onder my hart getrek het. Ek het gedink dat ek net gou daar stop, want ek het 'n oproep gekry van die sekuriteit en gesê jy moet nou hiernatoe kom. Ek sê okay, laat ek net gou daar stop. Toe ek daar stop toe is ons gemeenskap. Ons gemeenskap se mense daar besig om te werk. Besig om grond gelyk te kry, om 'n platform te kan gooi, om die protection transformer in plek te kry, vas te kan bou. Hulle het die boude gekry, hulle het die sement gekry, hulle het die werkers gekry, hulle het alles daar. En hulle staan besig daar, ons mense. Dis wonderlik. Ek moet regtig dankie sê. Ek dink nie ons mense daar buitekant weet wat die gemeenskap agter die skerms doen. Soms weet ek ook nie. Wat soms 'n goeie ding is, laat ons nie altyd alles weet nie. Maar dit het vandag vir my bietjie op 'n ander plek gesit, net om bietjie stil te staan en te sê maar, weet jy, alles gaan nie net sleg nie. En ek het nog altyd gesê daar's goeie mense in Mfuleni wat Mfuleni nog kan goed maak. En dis die tipe mense waarvan ek praat en dan wil ek net hier vir hulle sê baie dankie. Ek het vir hulle ook daar dankie gesê. Maar dit kom nie sonder challenges nie. En sonder Mfuleni wat dalk moeilik kan wees of gaan wees of moet wees of wil wees nie. Maar dankie vir hulle. Dis fantasties. Hier is iemand, dit was Sondag 'n week terug. So dit is Ek het gesê Sondag 'n week terug. So die groot vraag, en dit is die vraag wat ons almal hier kry en nie kan antwoord nie, is wanneer behoort die krag weer reg te wees in daai area? Nou Quentin, ek en jy is nou al hoeveel jaar op die lug, nee? Het ons nou nog nie ons les geleer om nie 'n dag en 'n datum en 'n tyd te gee nie? Ek weet, dis lekker om my vraag te vra. Ek weet nie.
ek gaan ook nie eers vra nie, ek gaan ook nie eers begin om in daardie geselskap betrokke te raak nie, want elektrisiteit is onvoorspelbaar. Dit is 'n uiteenlopende herstelwerk, van jy moet die een ding doen, as die een ding reg is, gaan jy na die volgende ding. Jy kan nie van een na 'n ander ding toe spring nie. Ja. So, die krag sal aankom sodra alle herstelwerk. Wat is die storie wat ek ergens gelees of gehoor het, dat daartussen die mense van die goed gaan plunder ook, omdat die krag nie af is nie, nou is hulle kwaad, gaan breek die res af. Wat het gebeur? Wel, ons het ons netwerke van vandalisme wat plaasvind. Ons almal weet wanneer die krag af is dit baie makliker om goed te gaan steel, soos koper en drade en daai tipe van goed, wat wel gebeur het. Ek het Sondagoggend vroeg in die ure, het ek foto's gekry in 'n oproep, 'n baie benoude oproep. Ek kon op daai tydstip niks doen nie, maar ons het later die oggend het ek gou met raadslid Piet gepraat en ek het met AfriForum gepraat, JP hulle en ek het ook met ons sektor, Soutie en Sean hulle gepraat en met verskeie CPF in ons areas, soos met die Stefano Park ouetjies ook en onder hulle het hulle onmiddellik gemobiliseer en vir ons patrollies uitgestuur. Maar toe ons daar dit begine doen, het ons agtergekom dat die areas wat ons wel geïdentifiseer het, is toe nou alreeds begin plunder. Maar ons kon dit in tyd nou bietjie stop en ons kan nie oral uitkom nie en ons sê ook nie, ons gaan alles gestop kry nie, want ons gaan nie alles gestop kry nie. Maar deur om visible te wees, saam met SAP, saam AfriForum, saam met ons CPF en saam met ons gemeenskap, kan ons dit verminder. So die moontlikheid ontstaan, wanneer die krag dan herstel is, laat daar sekere areas nog steeds sonder krag gaan wees. En dit gaan nou weer op sigself sy eie uitdaging het, maar kom ons begin net by punt 1. Kom ons kry net die krag by die substasie reg en dan beweeg ons dan nou vorentoe. Maar ja, dit is baie ontstellend om te sien dat dit wel gebeur en ek kan net 'n beroep maak op die gemeenskap. As hulle enige iets verdagting sien rondom hulle groenbokse of by 'n substasie, bel jou local SAP, kry jou sektor uit. Kry jou CPF in die straat, moet asseblief net nie eie reg in jou eie hande neem nie, dis nie wat ek vra nie. Ek sê net, wees oplettend, kyk uit, en so kan jy deel wees om jou eie infrastruktuur te beskerm. Ek kyk na die lys wat Piet vir my gestuur het vanoggend, ek het dit op die WhatsApp kanaal gesit, julle kan dit daar gaan kry, maar daar's ongelooflik baie waterlekke en waterprobleme. Dis goed om te sien alles is aangemeld. Ek dink dis 'n goeie ding. Nie daar sien nie daarom iets is herstel, so dis ook 'n goeie ding. En ja, die rioolprobleme, ek sien iemand praat hier op die WhatsApp lyn van Everest Straat ook nog, daar's werklik waar baie uitdagings. Ons sal volgende week bietjie meer in detail daaroor gaan. Nou moet ek vir jou vra, dit voorbereiding vir die verkiesing, hoe vorder julle? Baie goed. Ek word deesdae gesê wat om te doen. So ek gaan eintlik maar vir Nicoline gee. Sy sal vir jou 'n bietjie meer kan sê hoe gaan die verkiesing? Ons het net 2 events wat ons later net wil sê vir die mense, maar ek dink sy het 'n redelike akkurate opsomming oor hoe dit gaan. Jy weet mos, ek is bevoordeeld. Dit gaan goed met ons doen wat ons veronderstel is om te doen, ons is waar ons moet wees. En is jy opgewonde oor die verkiesing? Ek is opgewonde oor die verkiesing. Kyk, as daar nou een tyd is wat nou tyd is vir 'n change, as dit nou hierdie jaar. Want wragtig, ons kan nou nie so aangaan nie. Nicoline, wat doen julle alles ter voorbereiding vir die verkiesing? Waarmee is julle besig? So ek dink die eerste ding waarop ons begin fokus het, en dit was een van my groot skokke toe ek by Gerda begin het, is dat Gerda nooit niks share nie. So Gerda doen baie, maar niemand weet wat Gerda doen nie, want Gerda post dit nêrens nie. En ons het nou die laaste 3 weke wat ek betrokke is by Gerda, het ons begin om haar Facebook bladsy weer te populeer en te populate, sodat mense kan sien wat aangaan. Dit is nie om te spog of vir 'n goue stiekertjie of enige iets in daai lyn nie. Dit is net om vir mense te wys, maar ons praat nie net nie, ons doen ook. Al sien jy dalk nie noodwendig altyd presies wat ons doen nie, beteken dit nie ons sit net in 'n kantoor agter 'n lesenaar en doen niks nie. En ek moet sê, ek was nogals geskok. Ek het altyd geweet politiek is dalk nie noodwendig 'n maklike bedryf nie, maar ek was eintlik nogal geskok in party van die kommentare en opmerkings wat ek die laaste ruk gelees het. Van op sosiale media? Ja, op sosiale media. Jy weet, mense kla, ons weet nie wat julle doen nie, maar dan sit ons op wat ons doen. En dan is daar ook kritiek. Ja. Daaroor. So, en ek dink ek moet regtig, en ek gaan nie vir Gerda 'n goue stertjie gee nie, maar ek moet sê, die tyd wat ek saam met Gerda spandeer het, weet ek nie regtig of ek in haar skoene wil wees nie, in alle eerlikheid. Sy is op en af en heen en weer, en daar's 40,000 goed op een slag, en dan tussendeur is mense lelik. En dan dink ek op myself, dit is so 'n
So ondankbare die werk. regte werk, is ondankbare werk eintlik. Ja. So, nie omdat ek nou betrokke is by Gerda hieroor of daaroor nie, maar Gerda regtig eintlik well done, want jy doen eintlik so baie. En ek het nou die dag vir Quentin gesê, ek het in 'n gesprek met jou gesit die eerste dag en ek was so verbaas oor jou kennis. En ek dink mense onderskat dit ook. As Gerda iets sê, dan kan jy dit maar gaan opsoek in die boeke, want dit is die realiteit, dis die waarheid, dis die feite. Sy kom nie met storieetjies en ompraatjies nie. So as Gerda sê, ek kan nie vir jou sê wanneer gaan die krag aanwees nie, is dit nie omdat Gerda onwissel is nie, dit is omdat niemand vir jou kan sê wanneer die krag gaan aanwees nie. So ons fokus nou baie daarop om net bietjie bewusmaking te skep onder die publiek oor wat Gerda doen, wat die Vryheidsfront Plus doen, waarmee ons besig is. Ons wil veral fokus op ons paaie. Ons was by 'n baie lelike ongeluk in Frikkie Meyer, was dit Frikkie Meyer? In Frikkie Meyer Boulevard, wat onnodiglik jong kinders se lewens gehuis het. En nou weer eens op daai selfde punt. Ons het 'n video op Facebook, op sosiale media gelaai oor die toneel, oor die pothole wat al hoeveel keer aangemeld is, nooit reggemaak is nie. En dan kom 'n kommentare deur van, jy's maar hulle moes met 'n verskriklike spoed gery het. Okay, ek hoor jou, hulle het dalk met 'n verskriklike spoed gery, maar moes hulle nie dan 'n verkeersoortreding gekry het, of 'n boete, of 'n roekelose nalatige bestuur. Nie 'n doodsertifikaat nie, dit was onnodig. Dit is onnodige goed wat vermy kan word, as ons net ons plek in stand hou. So ons fokus, wel my fokus, en ek fokus Gerda ook, maar sy is 'n bietjie moeilik, maar ek sal haar nog bemeester, is regtig net om uit te gaan en goed te doen vir die gemeenskap. En dan vra ons, kom help ons kort hande, ons kan ook net soveel goed doen. Ons kan ook net op soveel plekke uitkom. Ons wil byvoorbeeld nou die slaggate in Schumannstraat regmaak. Ja, daai pad is lelik, nee. Daai pad is lelik en dit is by 2 van ons skole in die dorp. So, jy weet, die ouers, die skoolvervoer, almal gebruik daai pad om by daai skole uit te kom. En kinders met motorfietsse en skooters ook, ja. Yes, en daar stap kinders actually oor die pad na van die naskoolsentrums toe. So, ons wil graag begin om daai pad reg te maak. Ons wou dit hierdie week gedoen het, maar met die naweek se reën en al daai goed, die slaggate is nat, ons kan nie op 'n nat pad werk nie. Dit help nie as dit teen in 'n nat slaggat nie, en hulle voorspel nog reën vir die week. So ons is self maar onseker oor hoe die weer vir die res van die week gaan lyk. So daarom het ons dit net 'n bietjie uitgeskuif na volgende week toe. Hooplik werk die weer saam en ja, baie mense sê, kan ons asseblief hier ook regmaak, kan ons asseblief daar ook regmaak. En dit is goed, ons gaan probeer, maar ons is ook net soveel mense. So hoe meer mense inkoop in hierdie idee en hulle tyd en hulle werk en hulle hande offer om te kom help, hoe vinniger kan ons 'n verskil maak. Dit is duidelik dat as ons verskil wil sien, gaan ons dit self moet doen. So ek dink dit het tyd geword dat ons gemeenskap regtig net opstaan en saam staan en hande vat en sê, weet jy wat, hierdie is nou irrelevant van die of daai, maar kom ons maak van 'n Byl, kom ons maak Mfuleni weer 'n plek waar ons wil bly en waarop ons trots is om te bly. En ek dink dit is ons uitkyk vir hierdie tyd. Ons sal volgende week dit verder vat. Ons moet afsluit. Gee gou vir ons julle vergadering wat jy wou genoem het, Gerda. Okay, so almal weet daar's 'n nuwe waardasierol uit vir 2026 tot en met 2031 en as jy nie saamstem met jou nuwe waardasie nie, wat jy nie moet saamstem nie, want jy het nie dienslewering nie en gedeelte van waaruit jou waardasie bepaal word is as gevolg van die dienslewering in jou area. Ons moet objeksie teken teen daardie waardasie. 'n Doodgewone petisie tel nie, want hy gaan nie na die waardeerder toe nie en die waardeerder weet nie presies wie en waar jy wat is nie. Ja. So daar is 'n vorm wat jy online kan invul wat dan nou presies teen die waardasie objekteer. So ons gaan vanaand as 'n span by Stonehaven wees 6uur waarby ons vir julle 'n bietjie meer inligting gaan gee rondom dit en vir julle 'n step-by-step guide kan gee, as ook 'n weblink wat julle kan gaan doen. Die wat bietjie sukkel sal ons probeer om te help om in te vul, maar dit is 'n redelike 'n stewige vorm om in te vul. Dit vat so 1 halfuur vir jou om in te vul. So dit vat my 1 halfuur om hom in te vul, so die gewone publiek gaan dalk bietjie langer sukkel. So ons sien julle vanaand 6uur daar en vir al die mense op die rivierfront, net om hulle 'n idee te gee, hulle betaal meer as wat 'n Kaaphuis in die Kaap by Franschhoek is. Betaal hulle baie meer as wat hulle betaal. En dan het ons ook Wijk 1, ek contest Wijk 1, dis 3 Oos, Proper, daai gedeelte, contest ek daar die wijk vir die verkiesing. So ons het 'n veldtog launch
donderdag die 5de Maart. Moet my bril opsit. Die 5de Maart by Baanjaard, 6:00 die aand. Kom maak asseblief 'n draai vir al ons 3 riviere mense. Kom luister bietjie wat ons beplan vir julle en wat ons anders te gaan doen en die hoop wat ons saam meebring. So ek sal graag net hulle ek nooi hulle uit. So ons sien hulle vanaand by Baanjaard en vandag by Stonehaven. Vanaand Stonehaven en donderdag Baanjaard. Donderdag Baanjaard. Ek dink baie mense van 3 riviere gaan bly wees en ons het al baie navraag kry oor 3 riviere. Sê mense, ek wil nie hier ook kom help nie. So dis baie goeie nuus. Julle, ons moet ongelukkig afsluit. Dis nuustyd. Gerda, sterkte vir jou dag. Nicoline, dankie vir jou kuier. Ons vat dit volgende week verder. En as ons 'n bietjie meer in detail ingaan, dan seker mense nie laat is nie, okay? Dis reg en ek sal vanaand met jou praat oor jou maniere van vandag. Ek sien baie. Baie Baie.